hard gevier. En maar daar's 5 datums in 'n Christense lewe wat vir ons belangrik is. Wat vir ons as Christendom belangrik is. Die eerste een is die datum van ons wedergeboorte. Die dag wanneer jy ou mens afgesterf het en jy opgestaan het in 'n nuwe mens. Dit vat ons as ons eintlik ons geestelike verjaarsdag. Ons onthou dit en ons weet van die oomblik wat ons weergebore is, daai oomblik wat jy kontak met die Here gehad het, daai eerste vuur wat in jou brand gesteek het, daai dag is vir ons as Christene belangrik. En myne is 8 Augustus 2008 was ek weergebore en dit is my geboortedatum. Ons weet ons vier dit op die 10de Desember, maar my eintlike geboortedatum is die 8 Augustus 2008. Myne. Dis 'n belangrike datum wat ons met. Die volgende een is Goeie Vrydag. Goeie Vrydag het die Here Jesus op die kruis gesterf vir ons en hy het die prys betaal. Tetelestai beteken, dis volkome betaal, die skuldbrief teen jou is uitgewis. Dis so groot betekenis, die Goeie Vrydag, die woord tetelestai, dit is volbring, dit is verby. Hy het die prys betaal en dit is op spreek ons vry daarvan af. Die ander een, die heiliges, na die kruisiging het hy afgegaan en het met die geeste gepreek en waar hulle aangehou is in Doderyk en hy het hulle op 'n triomftog deur Jerusalem gevat. Die klomp grafte getuig die mense het oopgegaan in Jerusalem. Hulle het die ou heiliges gesien loop in Jerusalem. Dit het alles by daai dag gebeur en daartussen. Dan is die opstandingssondag, die sondag toe die graf leeg was. Dis die dag wanneer die Here die graf en die dood oorwin het. En die Bybel praat van dis die eerste opstanding en die Bybel sê vir ons, daai dag is vir ons kosbaar. Paulus sê self in die Bybel, dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Dit is die belangrike vir ons, daai krag van sy opstanding, daai dag, dis vir ons 'n belangrike dag, die opstandingssondag. Hemelvaart wat ons donderdag gevier het, 40 dae het hy op die aarde gewandel, saam met sy disippels, en hy het hom menigte male vertoon aan mense, wat opgeskryf is, dis nie uit die duim gesuig, die regte mense het gesien, die regte mense het opgeskryf, dat hy lewe. Hy het saam met hulle vis geëet, hy het saam met hulle op die boot gery, hy het saam met hulle op die berg gesit en gesels, hy het opgestaan, dis die krag van die opstanding van hemelvaart, en daarna is hy op en gevaar in die hemel in. En dan Pinkstersondag, wat ons volgende Sondag gaan vier, en hierdie hele week, dit is Pinksterweek, nou wil ek net lees vir julle, jy het Handelinge 1 uit, vanaf vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggevoer, toe hulle nog so stip na die hemel kyk, terwyl hy op weggaan, staan daar skielik 2 mense met spierwit klere by hulle, sê, Galileëse manne, waarom kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, in die wolk in die hemel, sal net so kom, soos wat julle hom gesien opvaar het. Is dit nie wonderlik nie? Maar die Here Jesus moes in die hemel ingaan. Wat is die doel vir ons dat hy hemel toe kon gaan? Ons sit op aarde, as Jesus nie opgevaar het hemel nie, het klomp mense in Jerusalem om die voorreg gehad om naby hom te wees. En dan sê maar seker in Amerika, dan seker in Suid-Afrika, want hy was God en hy was in 'n mens gewees. Hy kon nie oralster gelyk wees nie. Daar is 'n voordeel vir ons dat hy moes weggaan. Is dit nie so nie? In Johannes 14 vers 3 sê vir ons, dit is voordelig vir my om weg te gaan van julle af. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. As dit nie so was nie, sal ek julle gesê het. Mense, vir 6 dae het die Here God gebou aan hierdie aarde. 6 dae. Hy het al die mooi skoenlappertjies gemaak. Al die verskillende voëls. En al die verskillende visies. Het julle gesien hoe mooi is dit? Ek weet nie hoeveel miljoene verskillende skoenlappertjies is daar net nie. En dit het hy alles gemaak in 6 dae. Here is nou al weg vir 2000 jaar. Dink net hoe mooi gaan die hemel vir ons wees. Op hy strate van goud waar ons gaan loop.
en die mansions wat ons gaan sien. Hy het gesê, ek gaan vir julle plek, ek kom julle weer haal, maar hierdie plek gaan so besonders wees, dat ons nie meer pyn gaan hê nie, dat ons nie meer trane gaan hê nie, dit gaan 'n plek wees van, ek dink die grootste voordeel vir my gaan wees in die hemel, is die totale aanvaarding van my, waar ek hier op aarde nie aanvaard kan word deur die ou, of ek te vet is vir die een, of te lelik, of whatever nie. In die hemel gaan ek aanvaardbaar wees, en God homself gaan my aanvaard, net soos ek is. Ek dink dit is wat die hemels maak, omdat Jesus daar is, en daai totale aanvaarding, wat ek daar gaan kry. Ek gaan niks klagtes hê oor myself meer nie, net dat Jesus vir my lief is, en dat hy by my is, en dat hy vir my 'n plekkie voorberei het, naby aan hom. Jesus sê vir ons, toe hy laaste nagmaal gedoen het, sê hy, luister, ek gaan nie weer van die vrug gebruik, voor jy nie saam met my is. Ne? Daar wag vir ons 'n reuse bruilof wat vir ons gaan wag. Ons lees van dit so stukkies in die Bybel, wat ons van dit lees, van die bruilof van die lam, en die nagmaal wat ons daar saam met hom gaan hê, en dit is vreeslik mooi. In Hebreërs 7 vers 22 lees ons, dat hy vir ons intree. Hy moes gegaan het, om vir my en jou in te tree. Die Bybel sê, hy is in elke opsigte, net so versoek, en net so hartseer gewees, net so gehuil, oor sy vriend Lazarus wat dood is, soos wat ons huil, oor iemand wat sterwe. En oor alles, is Jesus dieselfde versoek, deur die duiwel, as wat ons is. Daarom moes hy gaan, om by God die Vader te gaan sit aan sy regterhand, en te kan sê, Here, ek weet hoe Vincent voel in hierdie omstandighede. Ek weet presies hoe hy voel. Here, help hom, dra hom deur in hierdie tyd van benoudheid waar hy is. Ek was daar ook gewees. En as Vincent iets verkeerd gedoen het, is Jesus by God en sê, ons lees dit in die Bybel waar hy praat van die onvrugbare boom, wat geplant is in 'n tuin, en die eienaar van die tuin kom daaraan, hy sien die vye boom, hy het nie vrugte nie. En hy sê, kap die boom uit. 'n Vye boom, ek weet nie of julle 'n vye boom ken nie, hy is nie eens goed om vuur mee te maak nie. As hy nie vrugte dra nie, is hy nou goed, né? Maar Jesus sê vir hom, die tuinier sê vir hom, meester, gee my nog 'n jaar kans met hierdie boom. Here, gee my nog 'n kans, 'n jaar kans met Vincent. Met al die foute dat ek dit kan uitstryk. Ek wil hom 'n bietjie reghelp, ek wil vertel wat sy foute is. Ek wil hom sê, hier is die pad, nie daai pad nie. Kom op hierdie pad. Ek wil met Vincent een kan praat, Here. Gee hom nog 'n kans. 'n Bietjie snoei takke wat verkeerd is, bietjie kompos inruil, hom bietjie vertel van die Bybel, hom bietjie met hom praat oor dit. Hoeveel keer kom die pastore by mense en sê, Janie, Pietie, dit wat jy doen is nie reg nie. Kom ons werk aan dit. Hierdie mense is als wat die tuinier in die boom insit om goeie vrugte te dra. Ne? Hy spit bietjie, hy sê vir jou, hierso is verkeerd, maak werk aan die ding, werk aan daaraan. Daar moet om so 'n boom wat nie vrug dra nie, moet daar gewerk word. Jesus homself het gesê, hy gaan dit doen, Jesus sit in die hemel. Ons is in opdrag van Jesus om dit te doen vandag. Om vir jou te vertel, hierso is 'n fout, daar's 'n fout, maak reg, kry jou lewe reg. 'n Boom wat nie vrugte dra nie, is 'n koelteboom, né? En ek dink dat daar 'n baie beter koeltebome is as 'n vye boom. Vye bome beteken niks as hy nie vrugte dra nie. Vat verantwoordelikheid vir jou vrugte wat jy dra vanmôre. Die tuinier kom, die eienaar van ons, God die Vader kom, en hy soek vrugte by ons. As ons nie vrugte dra nie, hier sulke swart voeltjies, sulke mooi, pragtige voeltjies, met so lang geel bekkie. Maar as hulle hier so kom sit, is dit ek weet nie of 'n kartelare is nie, maar as 'n geraas, dan is jy net goed vir so 'n boom, vir daai voeltjies om te kom sit. En ek dink as hulle so sit, ons hoor hulle gaan en sê, hoor hoe kinderry klomp nou onder mekaar, hy voeltjies van mekaar. Dit is net, hulle is net goed vir 'n klomp kinderbekke, as jy nie vrugte dra nie.
En die mense kan jou nie sien dat jy 'n kind van die Here is nie, as jy goed vir hy kom te kom nes maak. Is dit nie so nie? Daai boeltjies, kirketjie, en dis al wat jy voor goed is, dan gaan jy eendag, genade is maar net soveel, so lank. En daarvan van Jona, 100 jaar wat hy vir hulle gepleit het, en hulle lewens ingespit het, en gesê, bekeer julle van dit, bekeer julle van daai, maak reg hier, maak reg daar. Vir 100 jaar het Noag dit gedoen. Het die tuinier gewerk in daai tuin van die mense van daai tyd. Vir 100 jaar, maar nêrens het die eienaar van die tuin vrug gekry in die mense nie. Behalwe 8 siele. Hulle het in die ark ingegaan, en die Bybel sê, God self het die deur toegemaak. So daar is 'n vervaldatum aan genade. Hy deur is toegemaak deur God self. Ek dink toe dit begin reën het, hulle het nog nooit reën in hulle lewe gesien nie. Toe hulle knie diep in die water staan, boetie, toe wil hy hele mense bekeer voor hy ark, dink ek nou maar. Noag, nou glo ons jou. Pastoor, nou glo ons jou. Pastoor, sê dit weer vir my, gee my nog 'n kans. Here, waar nou? Daai gedeelte, as daai deur toegemaak is hy toe. Die Bybel sê, Jesus sê, ek is die deur. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Daar is ook 'n deur wat gaan toegemaak word op die regte tyd. Mense, laat ons vrug dra. Laat ons nie eendag uitgekap word en op 'n hoop gegooi word en weggegooi word. Self 'n dooie stok, as hy in die teenwoordigheid van die Here kom, dra hy vrugte. Is dit nie so nie? In Johannes 14, vers 16, sê die Bybel, Jesus sê vir hulle, luister, ek moet gaan, en ek gaan God die Vader bid vir 'n ander trooster. En dis die voordeel wat ons het, dat die Here moes weggaan, Jesus moes weggaan, want ons sou hom net hier gesien het, en daar gesien het, en hier by ons, en daar by ons. Maar hy moes weggaan, en hy het gesê, ek gaan bid die Vader, om vir julle die trooster te stuur. Die Heilige Gees. Die een wat oralster by almal kan wees op dieselfde tyd. Wat 'n voorreg het ons vandag om in daai tyd te staan. Die tyd wanneer die Heilige Gees uitgestort is. Dit het in Handelinge 2 het dit gebeur, het Jesus gebid vir 10 dae. Van donderdag af kan julle tel 10 dae na Sondag toe. Was Jesus in 'n gebed voor sy Pa gewees. Here, ek het die mense beloof om die Heilige Gees, vir die Heilige Gees. Hulle het die Heilige Gees nodig. Here, ek bid vir Sannie, ek bid vir Jannie, wees hom genadig, nog hierdie 1 jaar wees dit so nog genadig. Die Heilige Gees, dat hy kan uitkom na ons toe. Die kerk is geplant in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is. Nee? En die Heilige Gees, wat die trooster vir ons is, het gekom. En hy het gekom om by ons te kom woon. Jesus is in die hemel. Ons het nou 'n leermeester. Die Bybel sê, noem geen een leermeester, behalwe die Heilige Gees nie. Hy is hier om ons te leer. As jy die Heilige Gees het, verstaan jy die Bybel. Jy kan die Bybel lees. Jy kan dit verstaan wat daar staan. Hy is ook ons trooster in tye van benoudheid. Tye wat ons op ons knieë is die Heilige Gees daar om ons te troos, om ons by te staan in moeilike tye. Soos ons getuig het, hoe die Heilige Gees gepraat het oor hy lammetjies en die oeye wat nie kan lam nie. Dit is die werk van die Heilige Gees om jou te lei, in alles, in alle waarheid. Baie maklik kon ons gesê het, ag nee wat, ons gaan maar aan, soos gister, soos eergister, daar het niks gebeur nie, kom laat ons maar aangaan. Maar danksy die gebed van Here Jesus Christus in die hemel, dat ons die Heilige Gees het om ons dringend te maak om te gaan kyk, en ons kry 'n oë in nood. Dit is die Heilige Gees. Dit is die voordeel van ons, dat Jesus moes weggaan, dat ons die Heilige Gees kan kry. Jesus is nie weg nie, hy is nog steeds in die hemel, maar hy is hier by ons, deur die Gees van God, né? Hy help ons om die Bybel mooi te verstaan. Dan sê hulle hierso in die laaste stukkie van wat ek gelees het, Galileese manne, hoekom kyk julle so na die hemel? Weet julle nie, dat hy gaan kom, net soos wat julle hom gesien gaan het nie?
Weet julle dit nie? Net soos wat julle hierso staan, gaan hy kom. En dis 'n feit. Die Bybel sê so en ons glo die Bybel, né? Hoe gaan dit wees? Die dag wanneer hy ons gaan kom ontmoet. Mense onthou net, hy kom vir 'n gemeente, vir kerke. Die Bybel sê, kom ek lees dit. Dit staan in Tessalonisense. Dat ek nog sien. Want die Here homself sal van die hemel af neerdal met 'n geroep en met die stem van 'n aardengel en met geklank van 'n basuin van God. En die wat in Christus gesterwe het, sal eerste opstaan. Daar kom die tweede opstanding. Die wat in Christus gesterf het, daai dag, die liggame wat daar lê, gaan opstaan voor ons wat in die lewe is. En daarna gaan ons wat in die lewe bly, hom tegemoet en weggevoer op wolke. Mense, ek dink die wolke is daai wat ons sê die gemeentes gaan Die Here het gekom uit in die Openbaring, het hy met die gemeente van Smyrna gepraat, het die gemeente van Laodicense gepraat, hy het met gemeentes gepraat. Dis nie te sê dat hy nie met individue praat nie. Maar hierso sien ons dat ons gaan weggevoer word in wolke. Is nou maar my beskeie opinie dat die gemeente so in wolkies gaan opgaan. Die wolk kan die gemeente wees wat weggevoer word. Daarom is dit so belangrik om vas te staan in 'n gemeente, om ingeskakel te wees, waar 'n broer jou eerstens kan sê, luister, dit wat jy doen is nie reg nie, kom reg, dit wat jy doen is verkeerd, moenie dit doen nie, werk aan die punte, ons moet dit doen, dit is wat die Here vir ons sê, né? In Petrus 1, dit was so treffend geweest, nou die nag toe ek het gelees het, bietjie van voorwaardes, om daai wolk weggevoer te word, né? 1 Petrus 1:15. Maar soos ek, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ek weet nie of julle weet hoe werk 'n hofsaak nie. 'n Hofsaak, sê maar in Verlierse Hof, as daar 'n hofsaak is teen 'n persoon of whatever, gaan die advokaat of prokureur en hy gaan kyk na sake wat in hoër howe gebeur het, wat dieselfde ding is. En as daai regter so uitspraak gelewer het, dan kom hy prokureur of advokaat na die regter toe in die hof en hy sê, hier's gesag, wat in 'n hoër hof uitgespreek is deur 'n regter. En dan volg die landdros gewoonlik daai uitspraak van daai regter, né? En dit verdubbel die krag van daai uitspraak. Wanneer jy weer later in 'n hofsaak sit, dan sê die prokureur, luister, hier's gesag in dieselfde saak. Dit was daar voorgegee, dis gehou. Dit was in daai saak voorgegee, dis gehou. Dit was in daai saak voorgegee, dit was gehou. Hierdie antwoord, hierdie uitspraak het gesag. Nou mense, hier sê Petrus, soos daar geskrywe is, dra hy gesag oor na hiernatoe, soos daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hoeveel dra daai gesag van die woord van die Here vir ons as mens nou gesag? Ons kan nie rondloop met tierlantentjies nie. Daar's 'n gesag wat oorgedra is en dit gee dit meer gesag om te sê, luister, ons sal 'n heilige lewe moet lewe. Ons sal nie kan staan in hom en haar nie. Daar's 'n heilige lewe wat vir ons wag. Heiligmaking waar sonder ons God nie eens gaan sien nie. Jy hoef as jy wil heiligmaking lewe nie, moet jy nie worry nie, jy gaan nie Tessalonisense nie eers sien nie. Want dit is vir die kinders van die Here geskrywe. Baie keer sien ons dat kerke nie meer mag sonde preek nie, né? Ons mag nie meer vir 'n ou sê, maak dit reg of dit is sonde nie. Waarvoor het die Here ons geroep?
om die bome te snoei, om die boom te spit, en om reg te kry, om hom heilig te kry, dat hy kan wees soos wat Christus is, in die dag wanneer hy gaan kom, né? Ons kry so baie keer dat mense sê, nee man, ons sondig nie meer nie, ons maak net 'n ou foutjie. Dis reg, maar bely jou van jou foutjie, laat dit agter die rug kom, en stop dit. Nee, maak reg en maak klaar daarmee, dat jy 'n heilige wessel kan wees. Ons het so mooi gesing, 'n vessel unto you, prophet, jy weet, 'n lofoffer vir die Here. En jy kan nie 'n lofoffer wees, as daar nie regtig goed binne in jou binneste is nie. Hoeveel keer kry ons dat mense sê, ene pastoor, ek het so moeilikheid by die huis. Nou, ek praat nou van, sê maar huwelike, ne? Nou die vrou en die man sit nie om dieselfde vuur nie. Maar die vrou of die man wil 'n predikant hê wat sy kant van die storie vat. Is dit nie so nie? Anders die predikant sê, luister, maar jou saak is met die Here, wat jy doen is nie reg nie. Nee, dis nie vir my lekker in die kerk nie, kom ons gaan na 'n ander kerk. Is dit nie so nie? Nou by daai kerk is dieselfde. Maar gelukkig is daar seker kerke wat nie worry oor dit nie, né? Solank jy net daar is en jou naam is op 'n lys en jou tiendes gaan in, by all means. Jy kan maar hierso stil sit, ons sal 'n motiverende spreker vir jou wees, om jou motiveer vir die week. Nee mense, die Here het ons geroep. Here Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. En hy verwag van ons, as die wat gesalf is met sy gees, om mense om te spit. Takke wat nie daar hoort nie af te knip. Takke wat nie vrug dra nie te knip. Dis die Here wat ons doen. Hy wil ons almal nog 'n kans gee. En in hierdie gemeente, gelukkig is ons 'n gemeente van nog 'n kans. Nog geen mens nog 'n kans, maar ons moet werk om daai mense, né? Ons moet hulle by die Here uitkry. Dis ons opdrag van die Vader af, om mense by hom uit te kry. Dis sy opdrag. En dit is maar waaroor dit gaan. Dat ons 'n heilige lewe, die Here gaan kom, hy is in die hemel daar vandag, sodat ons regtig waar lof en eer aan hom kan sing. En hy sien ons raak elke oomblik van die dag, en hy verwag van ons om mense te bearbeid, om 'n heilige lewe te lewe. Baie keer sien ons dan, het ons nou klaar kerk gehou, en dis raak nie hierso so nie. Maar as jy in 'n plek kom en mense sien jou, dan praat hulle anderster, né? Hulle gepraatjies, die veel grappies en goeders verander, maar sodra jy jou rug draai en stap uit, dan hoor jy dan daai voels weer op 'n hoop. Kyk hulle gat hulle agter die aan. Maar dis nie ons saak nie. Ons saak is 'n heilige saak met ons Skepper. Ons wil hom eendag op hy wolke sien. Hy gaan kyk uit, soos hulle sê, pastoor ek gebid het, en as dit vandag die dag is waar hy lig skeer, gaan ons hom sien op die wolke. Laat ons uitkyk vir daai dag. Dit kan dalk vandag gewees het, as ons reg was vir hom. En die Bybel sê, toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, sê die Bybel, toe sê, Joël het so gesê, in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op al die vlees, né? En hy sê, dis nou daai tyd. Dis 2000 jaar terug. Hoeveel nader aan die einde is ons vandag? Hoeveel meer moet ons wake up wees in ons lewenswandel met mekaar, met mense, dat ons 'n heilige lewe lewe en ons mekaar kan opbou in die allerheiligste geloof. Almal het geloof gevind. Die Here sê elke geloof is aan elke mate aan al die persone gegee. Hoe gebruik jy jou geloof? Reg of verkeerd? Dit is wat jou keuse. Jy kan glo dit verkeerd gebruik of jy kan glo en dit reg gebruik, né? Laat ons wees bome wat vrugte dra, nie koeltebome nie. Ons is geroep as vrugtebome van die Here, in sy tuin geplant, en die Here self spit om ons, en hy spit, en ons lees Bybel, en hy spit, hy vertel vir ons deur sy woord, wat ons moet aan werk, en as die pastoor by jou kom en sê, luister vriend, moenie dit doen nie, doen dit reg, moenie kwaad word vir hom nie, hy is besig om jou voor te berei, want daar is 'n heilige lewe wat jy moet lewe, jy moet dit lewe, anders gaan jy nie die bus maak eendag hemel toe nie.
Amen. 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 Amen.